Mava en seeengel. Ek het onlangs die voorreg gehad om weer 'n slag by die see te kon uitkom in die Suidkus, Pacific Splash Rock by Port Edward. Ek het so op die ingewing van die oomblik terwyl ons gepak het en al my seegoed in is besluit, maar ek gaan 'n sakkie Mava saamvat en kyk wat die reaksie wat ek by die see gaan hê. En ek was nogals verbaas geweest. Ons was elke dag so tussen 7 en 10 ouens op die rots geweest vir die 3 keer wat ek uitgegaan het. Ek het elke keer met 2 shads huis toe kon kom en meeste van die gevalle het die ander ouens niks gevang nie en daar was regtig ouens na wie ek opgekyk het wat jy kan sien as kranige seehengelaars. So gebruik maar die Mava ook. Wat baie interessant was, wanneer daai golwe so lekker rol, dan sien jy daai kol van die Mava daar waar jy gegooi het selfs in die see en ek maak dit baie eenvoudig. Weereens, ons wil die juices van die sardien uitkry en ons wil die Mava gemeng kry met al hierdie aminosure en bloed en alles wat hier by die sardien is. So ek sny die sardien se stert en se kop af, laat die juices kan uitkom, sny 'n paar repe, weerskante. Ek wil die Mava laat in die sardien ingaan en ook laat die sardien se vloeistowwe uitkom en met die Mava kan goed meng. So eenvoudig soos dit, en ek het sommer nou maar net vir demonstrasiedoeleindes 'n hoek gemaak om net te beduie wat ons doen. Daar's die hoek. Gaan nou nie vreeslik baie moeite doen nie, want daar's hy. Die gedagte is reg. En dis al wat ek gedoen het. En dan vat ek hierdie hele asie en ek rol hom so lekker in die Mava. Die sardine is nou nog redelik baie gevries, maar kan julle sien hoe lekker rol die Mava in. Soos wat hierdie sardine nou die sappe uit hom uitkom, gaan die Mava saam en my verbasing was groot geweest, maar ek kan sê ek sal nie maklik weer 'n stok by die see ingooi as ek nie, wat ek ook al aansit, in Mava skit nie. Ek het wel vir kabeljoue geprobeer so 1 of 2 keer. Dit wou nie regtig vir my werk nie, die kabeljoue wou nie byt nie, maar weer eens, ek vat sommer 'n stukkie chokka, rol dit so bietjie in die Mava en dan weer sit ek die chokka net op die hoek vas. Hier doen ons dit baie rof, is net vir demonstrasiedoeleindes, laat die ouens 'n idee kry van hoe ons dit doen. Nadat ek die chokka aangesit het, rol ek hom weer in die Mava. Kan julle sien hoe lekker trou sy juices met die Mava poeier. Daar's 'n magdom aminosure en proteïene nou aan hierdie aas. En dis Mava by die see. Glo my vry, ek was self verbaas, maar dit werk soos 'n bom.